Hallo vriende en baie welkom hierso. Dis lekker dat jy ook gekies het om weer saam met ons te kuier vandag. En mag jy sommer daar waar jy is, soos wat jy gekom het, opnuut God Drie-enig se stem hoor. Nou my dogtertjie is al by 3 jaar en sy het nou al 'n paar geskenke gekry. Een van die geskenke is 'n jumbo blokkiestel. En wanneer daar gebou word, dan moet pappa of mamma of ouma gewoonlik saambou. En dan word daar allerhande strukture gebou. Maar, soos dit nou maar 'n toddler is, en soos wat kinders moet leer, word sekere strukture stewiger gebou as ander, afhangende van watter blokkies jy waar sit. En een van die belangrikste blokkies wat daar is 'n basis, waarop die blokkies gebou word. Sonder hierdie basis is enige ander struktuur wat my dogtertjie bou nie suksesvol nie. En die basis gee vir haar 'n baie goeie beginpunt. Nou wanneer ons vandag ons teks lees, dan sien ons is die baie bekende teks van Jesus en Petrus, waar Jesus sê, jy is Petrus en op hierdie rots bou ek my kerk. En ons gaan so 'n bietjie praat oor Jesus wat hierdie uitspraak maak en al die dinge wat daar rondom gebeur. Maar voordat ons dan verder gesels, kom ons lees saam uit Matteus 16. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het hom geantwoord, sommige sê Johannes die doper, ander Elia, en ander weer Jeremia of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees. En wat jy ook al op aarde vrylaat, sal in die hemel vrygelaat wees. Soos alles 'n begin gehad het, so hierdie kerk ook 'n begin gehad. Nou as ons regtig wil, dan kan ons baie ver terug gaan, en ons kan gaan kyk na die volk Israel, wat God bymekaar geroep het. Maar in besonder hierso is daar 'n draaipunt. En dit begin by 'n vraag van identiteit. Jesus, wat die disippels vra, wie sê die mense is die seun van die mens? En dan sien ons is daar baie diplomatieke antwoorde. Maar sommige mense sê, dis Johannes die doper, ander sê, dis Jeremia, sommige sê, dis een of ander profeet. En dan dink ek, moet ons sê dat die skrywers en die eerste hoorders van hierdie boek het gedink, joh, dit is daarom 'n groot voorreg om gesien word as 'n profeet. Jy word gesien as een van die persone wat naby aan God leef, wat God se woord self gehoor en ontvang het. En dan kom Jesus en hy vra die tweede vraag en hy sê, maar julle wat in my binnekring is, julle wat my ken, wat nou al gesien het wat ek kan doen en wie ek is, wie sê julle is dit? En ek wonder of daar 'n paar disippels was wat 'n bietjie kop gekrap het of wat huiwerig was om te antwoord. Maar Simon Petrus, hy is bekend dat hy sommer die eerste is wat praat en doen. Hy spring sommer dadelik weg en hy sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. U is die Christus, die Messias, volgens die profete, sê Petrus. U is die een wat moes kom, sê hy aan Jesus. En dan stop hy nie net daar nie, hy sê, en saam met dit, U is die seun van die lewende God. Dit wil sê, die seun van God, wat nie daar ver is nie, God wat nie van bo af afkyk na sy skepping en skepsels nie, maar die God wat in die geskiedenis, in die verlede, die hede en die toekoms betrokke is by sy kinders en sy mense en die wêreld. So dit wat Petrus hier sê is nie sommer net nog 'n mooi naam nie, dit is 'n belydenis
van Jesus Christus, wat die Messias is, en wat God by ons en in ons aktief betrokke is. Wat 'n wonderlike belydenis is hierdie nie. En Jesus se antwoord is net so treffend. Jesus wat sê, Simon Petrus, jy is gelukkig, want dit is nie iemand wat hierdie ding vir jou gesê het nie, maar jy het dit van God ontvang. Hy het dit geweet en geglo, nie omdat iemand dit vir hom gesê het of in sy oor gefluister het nie. Nee, hy het dit geglo en geweet, want God het hom daarvan oortuig. En daarom sê Jesus, is jy geseënd. Dit is 'n saligspreek wat oor hom uitgespreek word. En baie interessant lees ons dan dat Petrus word die rots waarop die kerk of die eklesia gebou word. Jesus wat sê, jy is Petrus, Petrus die Griekse woord vir rots, en dan sê hy, op hierdie rots bou ek my kerk. Op die persoon van Petrus, ja, ons sien dat hy 'n baie prominente rol in die kerk speel, en ons lees baie van hom in die Nuwe Testament, waar hy leiding neem, maar ook in die geloof en belydenis wat Petrus van Jesus het, sê Jesus, word sy kerk gebou. Op hierdie rots, op hierdie fondasie, word die eklesia, die kerk, gebou. En ons sien dan hoe Petrus 'n prominente rol speel in die vroeë kerk, maar nie net Petrus nie, maar elke liewe disipel en elkeen wat dan tot geloof in hom kom, sien ons word 'n blokkie in die opbou van die kerk, as ons nou hierdie blokkies van my dogtertjie as beeld kan gebruik. En so is die kerk gebou deur die eeue, deur mense wat hierdie belydenis en geloof aangehang het, wat in Petrus se voetspore gevolg het, deur te sê, Jesus Christus is die Messias. En baie belangrik, moet ons nie vergeet van die plek waar dit gesê word nie. Dit word in Caesarea Philippi gesê. In Caesarea, wat letterlik beteken die plek van Caesar, van die keiser. Dis daar waar Jesus erken word as God, as verlosser, as koning. Nuwe vriende, en so het die kerk aangepas en gegroei en gekom tot waar hy vandag is, hier in 2024. Nou ja, of 'n mens van die kerk hou of nie van die kerk hou nie, hy is hier om te bly. En daarom moet ons sê dat die kerk nie noodwendig as instansie nie, maar die kerk as mense en mense wat in die wêreld leef en betrokke is, ja, en selfs Wellington Oos, is vir God belangrik. Dit is 'n belangrike taak wat ons hier as kerk, as eklesia in die wêreld beklee. Dit is 'n belangrike taak wat ons as kerk hier in die wêreld het, wat ons beklee. En daarom moet ons erns maak met die gemeenskap van gelowiges, erns maak met die samekomste van gelowiges, hierso waar ons in die kerk bymekaar is, of daar waar ons in groepe bymekaar kom. Maar daar waar hierdie belydenis van Petrus en die geloof van Petrus, en mense is wat soos Petrus opstaan en sê, ek glo in Jesus Christus, die Messias, die koning van die eeue, die seun van die lewende God, is daar waar ons met vrymoedigheid met mekaar kan omgaan en saamgaan. Nou, liewe vriende, die kerk is egter nie perfek nie. Daar is soveel mense wat al seer gemaak is deur die kerk. Daar is soveel mense wat niks te doen wil hê met die kerk oor persoonlike redes en pyn wat hulle ervaar het daardeur nie. Maar ons moet ook besef dat die kerk is opgemaak deur begenadigde gelowiges. Dis mense wat hierdie belydenis dra, maar wat nie perfek is nie. En ons sien dit in Petrus ook. Hy glo hierdie dat Jesus is die Messias, maar dan kap hy ook iemand se oor af, terwyl Jesus dit nie wil hê nie. So ons sien dat die kerk is vol stikkende mense, maar mense wat dieselfde belydenis het. En daarom, wanneer ons deel is van die kerk of die eklesia, dan moet ons ook maar 'n bietjie genade met mekaar hê. Moet ons ook soms vir mekaar kan vergewe, moet ons ook kan besef dat ons seer maak. Dit is maar deel van hierdie ding wat ons die kerk noem. En kerk is nie altyd perfek nie, maar kerk is die plek waar ons as gelowiges kan sê, ons glo in Jesus Christus, die seun van die lewende God. En liewe vriende, dan word ek en jy ook vandag uitgenooi om te kyk na ons eie geloofsoortuiging. Wie is Jesus vir my?
En dit bepaal nie wie Jesus vir my word nie, maar dit bepaal dalk waar ek staan in die samelewing en in die kerk, dalk op die rand, dalk buitekant, dalk in die middel. Maar glo ek dat hy die seun van God is? Glo ek dat hy die seun van die lewende God is? Dat hy die Messias is? Want liewe vriende, die taak van die hemel is aan die kerk gegee. En Jesus seën vir Petrus as hy sê, maar Hades, die dood, kan nie eers die kerk keer nie. En daarom alles wat oop en toegesluit word hier op aarde, sal oop en toegesluit word in die hemel. Dis nie 'n geestelike ding nie, dit is nie fisiese oop en toesluit nie. Nee, Jesus sê dat God self by die kerk is, sodat sy wil sal geskied. En daarom, liewe vriende, as ons nie van die kerk hou nie, of as ons seer gekry het in die kerk, dink ek is die uitdaging dat ons die belangrikheid van die kerk besef, eerstens en tweedens, dat ons ook die kerk laat hoor, maar hoorie, julle is nie besig om verkeerde dinge te doen. Hoorie, maar ons moet hierso iets anders doen. Luister, ek kan hierdie bied. Of luister, dalk moet ons hierdie rigting ingaan. Liewe vriende, dit vat van elkeen van ons wat aan hierdie belydenis en geloof van Petrus eensgesind is, om deel te neem aan die eklesia, om 'n boublokkie te wees in God se koninkryk. Ja, daar's gate in die muur, maar God en Christus is besig met sy kerk. Hy sê, hy is by ons, in ons, teenwoordig en betrokke. En hy nooi ons uit om deel te neem aan hierdie kerk wees in 'n wêreld wat Jesus Christus so nodig het. En daarom, liewe vriende, die uitnodiging ook vandag. Mag ons, daar waar ons is, opnuut besef wie Jesus is. Dat hy die Christus is, die Messias, seun van die lewende God. Dat hy ons saambring as gemeenskap, as boeties en sissies in Christus. En dat hy ons stuur na 'n wêreld toe wat stikkend is, al is ons self stikkend. Mag ons fondasie wees, hierdie belydenis, en mag ons die kerk saam met Christus bou. Want hy is God, hy is die Christus, hy is die seun van die lewende God. Amen. Dankie Here dat ons vandag kan hoor en weet en bely, U is die seun van die lewende God, U is die Christus. En dat U in hierdie wêreld en op die wêreld hierso waar ons bymekaar is in Wellington of waar ons ook al hierdie video kyk, dat U saam met ons stap, U kinders. Here, dankie dat U ons stuur na 'n stikkende wêreld toe en ons kom bely vandag dat die kerk ook stikkend is. Die kerk het baie probleme, baie foute. Gee dat vergifnis sal seëvier. Gee dat genade sal seëvier, Here. Gee dat ons fyn sal luister na U stem. Dat ons sal weet dat ons geroep word met 'n spesifieke taak om te gaan lief wees vir U kinders wat U nog nie ken nie, vir mense en vir die skepping. Dankie Here dat ons vir 2000 jaar kan terugkyk en kan sien U is betrokke en dat ons weet U is tans betrokke en dat U vorentoe steeds betrokke sal wees, want dit is die gemeenskap, die geloofsgemeenskap wat U daar gestel het. En ons eer U daarvoor. Maak ons bruikbaar hier in U koninkryk. Amen.